Daai tyd toe ek teruggetrek het, Karoo toe ook, dit was my 'n baie moeilike tyd emosioneel en ek het baie gesukkel half met die Here as ek nou oop en eerlik kan wees. So my verhouding met die Here was baie goed geweest nie. En ja, toe het ek met my maat eendag vir my gesê, maar as mens net bietjie begin werk in die tuin, dit help altyd vir hom om kop skoon te kry en ek het besluit ek gaan dit probeer. En ja, ag dit net soos om iets te kan plant en te kan sien hoe dit groei en te kan sien die mooiheid wat dit bring, so net nurture dit dan raak dit so 'n mooi ding. So dit maak mense half dit laat herinner jou baie aan soos wat God eintlik doen. Ek het redelik met die spreekkommers, ons dokter se spreekkommers. Ek vat elke Vrydag of Maandag vat ek vir hulle hele bosblomme en dan ook vir die ouer huis. Daar's vir my niks lekkerder as om 'n bosblomme vir iemand te gee en net te sien hoe gelukkig dit vir hulle maak, want ek weet hoe happy dit my maak. Vader, baie dankie dat ons môre bymekaar kan kom, dat dit so lieflik en vrolik is en dat die mense opgewonde is om hier so by U te wees in U huis. Seën hierdie dag. Wat jy vir ons die hoof neer en doen wat jy Julle gaan sien ons gaan al meer die Here in ons mense stuur, geleenthede skep om getuienisse te deel. Hierdie moederskamer is hopeloos te klein. Ons Karoo het so uitgebrei. Ons het baie kinders. Ek wil graag vir ons kerk 'n moederskamer bou. So ek het al soos meermalige petisies uitgestuur na ons gemeenskap toe om te hoor wie sê ja, wie sê nee. Almal het gewout ja vir dit, so dit is baie goed. Van hier af, hierdie hele afdeling, een rigting klankdig glas insit, afskorting en dan gaan ek die eerste 3 rye banke uithaal en dit gaan soos die raamwerk weer wat die glas vashou, gaan ek mooi matte insit, blockout blinds en ons gaan hier kan sit, die dominee sien, dominee ons sien en al ons, ek dink ons is 20 jong kappels met elkeen 2-3 kinders. Die hele gemeenskap van Kanaven het gekom, ons het dromme geverf en vandag sit ons hulle nou op. En die doel agter die hele projek is om onbewustelik Jesus se liefde oral uit te deel. Wat is die diepste betekenis van 'n droom? Om net buite die kerk Jesus se lewe te gaan wys en om vir almal in die gemeenskap regtig kans te gee in watter ook al fase van hulle lewe is, waarmee ook al hulle besig is, hoe ook al hulle voel die dag as jy opkyk en jy sien 'n drom wat sê Jesus is lief vir jou. Jy weet, maak nie saak wie jy is nie. Bou die eerste in. Môre! Môre is die klok! Nee, en is ons. Kom. Let's go! My volle naam is Timna June Warner, maar in Kanaal noem hulle vir Juffrou Timmy. My besigheidsnaam is Juffrou Timmy se speelgroep nie. Wat die Here altyd vir ons gemeente uitwys as kinders, nie net ons gemeente se kinders, maar die gemeenskap se kinders. En ons sien dit definitief as deel van 'n groter prentjie en 'n verantwoordelikheid wat ons het om regtig die Here se lig verder te laat skyn as net NG Kanaven. Wat is die moeilikste aspek van huisbesoek? Ja, dis die moeilikste, maar ook die grootste voorreg om regtig mense se harte te sien. As jy deel in mense se grootste vreugdes, deel ook hulle grootste seer, deel ook hulle grootste hoop vir reën, ook teleurstelling dat dit daar gereed het en nog nie gereed het nie. Jy voel alles saam met hierdie mense wat jy lief vir hulle.